Welkom by ons kanaal. Hierdie video is spesiaal gemaak vir kinders met ADHD en die wat sukkel om te konsentreer. Ons hou die beelde kalm en eenvoudig sodat niks jou fokus sal versteur nie. Hier leer ons op 'n prettige en maklike manier wat jou sal help om beter te fokus en lekker saam te leer. Hey almal, ek het iets spesiaal net vir jou. 'n Oefening en 'n opsomming van vandag se les. Hier's die lekker deel. Jy hoef nie jou eie opsommings te maak nie. Ek het dit reeds vir jou gedoen. Dit gaan jou baie tyd spaar sodat jy kan fokus op leer en sukses. Maar hier's wat jy moet doen. Like hierdie video, subscribe en los jou e-posadres in die kommentaar, dan stuur ek alles direk vir jou. Onthou, net diegene wat like, subscribe en hul e-pos in die kommentaar los, kry die oefening en opsomming. Moenie jou tyd mors nie. Klik nou en laat ek jou help. Hoe om jou video's te kyk en notas te maak. Begin met 'n lekker rustige plek. Kry 'n stil plek waar jy kan fokus, sonder dinge wat jou aandag gaan aflei. Hou jou notaboek en pen naby. Maak seker jy het 'n notaboek of papiere en 'n pen reg, so is jy gereed om dadelik te skryf. Luister en kyk vir sleutelidees. Luister mooi en kyk na die prente in die video. Skryf net die belangrike woorde of gedagtes neer. Hou dit kort en eenvoudig. Gebruik prentjies en kleure. Skets vinnig as iets moeilik is om te onthou en gebruik kleure om verskillende idees uit te lig. Dit maak dit lekkerder en makliker om te onthou. Pause as jy moet. Druk pause as jy iets weer wil hoor of as jy 'n bietjie dinktyd nodig het. Jy kan selfs terugspeel om 'n deel weer te kyk. Skryf vrae neer. As jy iets nie verstaan nie, skryf dit neer sodat jy later kan vra of meer daaroor kan leer. Lees jou notas vinnig deur. Aan die einde, kyk weer vinnig deur jou notas. Dit help jou om die belangrike idees beter te onthou. En onthou, daar is 'n oefening onder aan die beskrywing wat jy kan voltooi. As jy subscribe, kan jy dit doen en jou kennis verder toets. Selfontwikkeling in die samelewing. Welkom by ons les oor selfontwikkeling in die samelewing. Vandag gaan ons fokus op 2 hoofpunte. 1. Faktore wat jou selfbewussyn en selfbeeld beïnvloed. 2. Strategieë om selfbewussyn, selfbeeld en selfontwikkeling te bevorder. Ons sal kyk hoe kulturele invloede, uitdagings en veral die media ons beïnvloed en hoe ons beter, sterker en meer bewuste individue kan word. Faktore wat selfbewussyn en selfbeeld beïnvloed. Wat is selfbewussyn en selfbeeld? Selfbewussyn, dit beteken dat jy jouself ken en verstaan. Dit sluit jou belangstellings waarvan jy hou en nie hou nie, sterk en swakpunte, doelwitte, drome, waardes en vaardighede in. Dit is belangrik om te weet wie jy is en wat jy wil hê uit die lewe. Selfbeeld. Dit verwys na hoe jy oor jouself voel en hoeveel jy jouself waardeer. Dit beïnvloed jou selfvertroue, hoe jy jouself aanvaar en jou sterk en swakpunte hanteer. 'n Hoë selfbeeld beteken jy hou van jouself en glo in jou vermoëns. Faktore wat selfbeeld en selfbewussyn beïnvloed. Die media. Sosiale media, TV en advertensies wys perfekte liggame en lewenstyle wat druk op ons plaas om soos ander te wees. Dit kan jou laat voel jy is nie goed genoeg nie as jy jou met hierdie beelde vergelyk. Steeds by faktore wat selfbeeld en selfbewussyn beïnvloed. Vriende en familie. Die mense rondom jou, wat hulle sê en hoe hulle jou behandel, speel 'n groot rol in hoe jy oor jouself voel. Negatiewe kommentaar kan jou selfbeeld skade aandoen, terwyl positiewe ondersteuning jou selfvertroue bou. Kulturele invloede. Norme, waardes en tradisies bepaal dikwels hoe jy aantrek, optree en jou lewenskeuses maak.
Soms kan familie en vriende bots oor wat belangrik is en dit kan jou selfbewussyn uitdaag. Uitdagings soos depressie, trauma en krisis. Hierdie situasies kan jou selfbeeld en selfbewussyn negatief beïnvloed. Teenproduktiewe hanteringstegnieke soos dwelms of alkohol maak dit moeiliker om jou uitdagings te oorkom. Verstaan wie jy is. Gebruik 'n dagboek of notaboek om jou belangstellings, waardes, sterkpunte en swakhede neer te skryf. Dink oor jou doelwitte en wat jy wil bereik. Bou selfvertroue. Fokus op jou sterkpunte en werk aan jou swakhede. Streef daarna om jou beste self te wees. Strategieë om selfbewussyn, selfbeeld en selfontwikkeling te bevorder. Leer effektiewe kommunikasie. Gebruik die 10 maniere om selfgeldende te wees, om beter met ander te kommunikeer. Byvoorbeeld, wees beslissend, sê nee as jy moet en vra as jy iets benodig. Ontwikkel 'n groei-ingesteldheid. Glo dat jy altyd kan leer en verbeter. Laat ervaring jou vorm en moenie in 'n statiese toestand bly nie. 10 maniere om selfgeldend te wees. 1. Wees beslissend. 2. Neem verantwoordelikheid vir jou optrede. 3. Sê nee as jy moet. 4. Wees 'n aandagtige luisteraar. 5. Kommunikeer duidelik. 6. Sê ja as jy moet. 7. Vra as jy iets benodig. 8. Vertrou op jou intuïsie. 9. Voel gemaklik om kansse te neem. En 10. Staan sterk vir jouself. Doen 'n SWOT-analise. S. Identifiseer jou sterkpunte. W. Werk aan jou swakhede. O. Vind geleenthede om te groei, soos vrywilligheidswerk of nuwe vaardigheid aan te leer. T. Vermy dreigemente soos negatiewe invloede of ongesonde gewoontes. Die rol van media in selfontwikkeling. Sosiale media kan beide positiewe en negatiewe invloede hê. Gebruik dit om met mense te verbind en jou doelwitte te inspireer, maar moenie toelaat dat dit jou selfwaarde bepaal nie. Baie dankie dat jy ingeskakel het. As jy iets nuuts geleer het of die video geniet het, druk gerus die like knoppie en deel dit met jou vriende. Moenie vergeet om in te teken op die kanaal sodat jy nooit 'n volgende video misloop nie. Klik op die klokkie-ikoon vir kennisgewings. Onthou, jou ondersteuning help my om meer inhoud soos hierdie te maak. Tot 'n volgende keer, bly awesome. As jy belangstel in die oefening en opsomming, los jou e-pos in die kommentaar en ek sal dit graag na jou toe stuur. Maak seker jy is ingeskryf om toegang te kry.